Die meisie van Kwartstraat. My naam is Candy, soos Candy Apple. Sonder die appel, het sy haarself aan almal voorgestel. Haar van was haar geheim. Indien jy gedurf het om het te vra, het haar leë oë jou die antwoord gegee en jy het verstaan. Haar van is nie jou besigheid nie. Later het sy haar aanneem van gebruik waarmee ons haar gedoop het en was sy Candy Kwarts, die meisie van Kwartstraat. Candy was mooi, soos Annelien Kriel gemaal met Margaret Gardner mooi. In 'n ander lewe en 'n ander plek kon alles soveel anders wees vir haar, dalk 'n loopbaan in die uitvoerende kunste op die verhoog, of dalk selfs in TV-sepies, want Candy was 'n drama queen. Haar ontvlugting was om op te dres. Soms was sy 'n blondine en soms 'n brunet. Haar praatjie het altyd haar outfit en haar mood gepas. As sy 'n rooikop was, het jy haar liewer uitgelos. Candy was omtrent so oud soos ons en moes ook seker eerder op universiteit gewees het, maar haar lewe het volgens ander reëls en handleiding gewerk. Nieteenstaande het ons goed oor die weg gekom en altyd lekker saam gekuier en gelag. Sy was altyd naby Kwartstraat in die omgewing van die Chelsea Hotel, tussen Kwarts en Twiststraat, iewers langs Pretoria Straat, maar nooit laer as Heilbrow Records nie. Candy het soms saam met ons rondgestap, al mag sy net window shopping gedoen het, en was sy nie welkom binne die winkels nie. Dit het iets te doen gehad met haar werksklere, behalwe by Games Galore, waar sy saam kon pool speel. Met ons R1 natuurlik. Haar kleingeld was vir parkeermeters bestem en nie pooltafels nie. Dit was lang voor karwagte, in 'n tyd wat Johannesburg se boetebessies tot 5 uur saans parkeerkaartjies geskryf het, behalwe in Kwartstraat, waar Candy almal se parkeermeters volgehou het. Teen vergoeding natuurlik. So soort van wen-wen vir al drie betrokke partye. Die bessies het toe al hulle deel gevat. Op haar 16e verjaardag het Candy weggeloop van die huis af, toe haar ma by haar 4de stiefpa Pimp ingetrek het. Heilbrow se strate was vir Candy veiliger as haar ma se tyddeel woonstel. Sy het liewer haar eie geld verdien as om alles vir die nuutste stiefpa te moes gee. Dit was altyd Candy se verjaarsdag, veral as jy gevra het wanneer sy verjaar. Dan is daar groot partytjie gehou en verjaardag gevier tot die son opkom. As jy teen die einde van die aand die rekening kry, het jy geleer om nooit weer te vra hoe oud 'n meisie is nie. Winter of somer het Candy visnetkouse en waakskoene gedra met 'n plastiek leer rompie wat skaars lank genoeg was. Haar rooi hakskoene was vir selfverdediging en nooit om te probeer langer lyk nie. 2 spykerhakke is gevaarlike wapens in die hand van 'n meisie wat niks oor het om te verloor nie. Dit het meer as een dronk oom laatnag uitgevind op 'n seer manier. Candy se kantoorure was van skemer tot eerste lig, elke dag, 7 dae 'n week. Tussendeur het sy ons karre opgepas terwyl ons gaan disco het, in ruil vir haar deel takeaways voor ons terug is koshuis toe. As ontbyt het sy gehou van Fontana se barbecue hoender. Grootliks omdat sy dit kon huis toe vat en uitrek oor die dag. Alhoewel Candy Kwarts 'n straatmeisie was, het sy ons maatjie geword. Iemand op wie jy kon staat maak om jou te help as jy ooit iets nodig gehad het. Haar hulp was haar enigste gratis diens, maar dan het jy haar enige skuld, en dit kon enige iets wees. Al het sy nooit opgeëis nie, wou jy nooit in haar skuldkolom eindig nie, met ingeval. Ons was seker so 21 of 22 jaar oud toe Candy sonder enige groet of totsiens spoorloos verdwyn het, asof sy van die aardbol afgeval het.
Ons het voortgegaan met ons lewens tot ons 'n nuwe meisie in Kwartstraat sien werk het. Lola het ons vertel, ons vriendin het nie regtig verdwyn nie. Sy het 3 uur een oggend per ongeluk by 'n vreemde woonstelvenster uitgeval, sonder haar hoëhakskoene, visnetkouse en plastiek leer rompie, sonder verdere ondersoeke of vrae. Dis maklik en gerieflik om 'n verdwyning te ondersoek en baie minder papierwerk, want niemand worry oor 'n straatmeisie nie. Maak nie saak hoe mooi sy is nie. Niemand voel sleg oor 'n straatmeisie. Maak nie saak hoeveel potensiaal sy het nie. Vir baie mense was haar verdwyning 'n verligting of selfs verlossing. Die wêreld was 'n beter plek met een minder slegte meisie. Behalwe vir ons. Vir ons was Hielbrau gebreek, vir altyd.